Goeiedag. Ek nooi jou uit om die volgende teks saam met my te lees en te oordink. Daar staan ook geskrywe: Hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon, voorsien nie alleen in die behoeftiges van gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. 2 Korintiërs 9 vers 9 tot 12. Dink aan die mense wat jou geloofspad beïnvloed het. Iemand het vir jou 'n Bybel gekoop. Iemand het dalk elders op jou pad 'n kamp geborg. Dalk was daar iemand wat vir jou gebid het en jy weet dit nie eers nie. Daar was iemand wat vir jou tyd gemaak het om vir jou te luister en om jou hart te hoor. Die waarheid is, elke tree van geloof is gewoonlik moontlik gemaak deur iemand anders se vrygewigheid. Vrygewigheid is hoe ons deelneem aan wat God besig is om in die wêreld te doen. Wanneer jy gee, of dit nou geld, tyd of liefde is, raak jy deel van God se missie en werk in die wêreld. In 2 Korintiërs 9 leer Paulus die gemeente in Korinte dat hul vrygewigheid 'n impak het en veel groter is as wat hulle ooit sou kon voorsien. Ons kyk vandag na 'n paar maniere waarop jou vrygewigheid 'n ewigheidsverskil maak. God gee vir jou sodat jy ook vir ander kan gee. In vers 10 staan: Hy wat saad gee aan die saaier sal ook julle saad en broodvoorsiening vermeerder. Paulus gebruik die beeld van 'n boer. God gee saad, nie om te hou nie, maar om te saai. Die doel van jou seëninge is nie opgaring nie, maar deelname. God vertrou jou met hulpbronne, sodat jy dit kan gebruik vir sy doel. In kort, ons is geseën om te seën. Jou geld, jou vaardighede, jou tyd, dit is alles saad. As jy so daaraan begin dink, begin jy ook raak sien waar jy die metaforiese saad wat God vir jou gegee het, moet saai. 'n hele nuwe wêreld word oopgebreek as jy met jou hulpbronne omgaan as 'n manier om God te eer, om met alles wat jy is en het, hom te verheerlik. Vrygewigheid bring lewensverandering mee, hier en nou. Paulus is baie prakties in hierdie gedeelte. In vers 12 sê hy, want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftiges of die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor die Here mee. Wanneer jy gee, verander dit lewens. Dit is nie net simbolies nie, dit is kos op iemand se tafel. 'n evangelie boodskap in iemand in hulle eie taal, vir iemand in hulle eie taal. Dis 'n nuwe begin vir iemand wat in nood is. Jou vrygewigheid bou brûe, bring genesing, dra hoop. Dit is gewone mense soos ek en jy wie se bydraes 'n jeugkamp moontlik maak of 'n gesin se skuld kan help aflos. Hierdie bydraes is God se goeie nuus wat tasbaar gemaak is, konkreet geword het. Elke keer wat jy gee, verander jy 'n storie, soms vir altyd. Jou vrygewigheid verheerlik God. In vers 13 lees ons: deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Vrygewigheid lei tot aanbidding. Nie net in jou eie hart nie, maar in die harte van ander. Mense begin God loof omdat jy getrou was. Paulus beskryf 'n tipe kettingreaksie. Jy gee, ander ontvang, hulle dank God en God word vereer.
Dink daaraan. Jou vrygewigheid kan die rede wees hoekom iemand God begin vertrou. Dis kragtig. Vrygewigheid is 'n getuienis. Dis 'n manier waarop die wêreld sien dat God werklik is en dat hy sy mense gebruik om sy liefde sigbaar te maak. Vrygewigheid verander die wêreld, maar ook jou eie hart. Wanneer jy gee, doen jy nie net goed nie, dit verander hoe jy deur die wêreld beweeg en na dinge kyk. Dit werp vrug af in jou eie lewe. Jou eie vreugde word vermeerder. Jou eie geloof word dieper. So die uitnodiging vandag is eenvoudig. Saai met oorgawe, gee met vreugde. Leef as iemand wat weet, wat jy gee verdwyn nie, dit plant die saad van hoop in iemand se lewe en bring vrug wat ewig hou. Kom ons bid saam. Here, help ons om te sien dat dit wat in ons hand is, koninkryk saad is en dat wanneer ons dit saai, dat die vrug ewigheidswaarde het. Here, maak ons vrygewig met dit wat in ons hande is. Amen.